Numeri, hoofstuk 14. Daarop het die vergadering van die Israeliete hardop begin kla en sommer deernag gesit en huil. En die Israeliete het teen Moses en Aaron in opstand gekom. Toe sê hulle, kon ons nie liewer in Egipte of hier in die woestyn gesterf het nie? Hoekom het die Here ons hiernatoe gebring om deur die swaard gedood te word? Hulle sal ons vroue en ons kinders gevange neem. Dit sal beter wees as ons liewer teruggaan na Egipte. Daarop sê hulle vir mekaar, dit sal beter wees as ons 'n leier kies en teruggaan na Egipte. Toe val Moses en Aaron op hulle gesigte neer voor die vergadering van Israel. Twee van die manne wat die land verken het, dit is Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, skeer toe hulle klere. Hulle sê toe vir die vergadering van Israel, hierdie land wat ons verken het, is werklik 'n baie goeie land. As die Here ons genadig is, sal hy ons na die land neem en help om dit te verower. Dit is werklik 'n land waar melk en honing vloei. Moenie rebelleer teen die Here nie. Moenie bang wees vir die mense van die land nie, want hulle is soos brood vir ons. Daar is geen beskerming vir hulle nie, want die Here is by ons. Julle moet glad nie vir hulle bang wees nie. Daarop wou die hele vergadering hulle met klippe doodgooi. Toe verskyn die heerlikheid van die Here in die tabernakel voor die oë van al die Israeliete. En die Here sê vir Moses, hoe lank gaan hierdie volk nog weier om my te respekteer? Hoe lank gaan hulle weier om in my te glo, selfs al het ek so baie wonders onder hulle gedoen? Nou sal ek hulle met 'n pes tref en hulle almal doodmaak, en ek sal jou 'n baie groter en sterker nasie maak as wat hulle is. En Moses sê vir die Here, die Egiptenare sal daarvan te hore kom. U het hierdie volk onder hulle uitgelei met 'n sterk hand, en hulle sal alles aan die inwoners van die land vertel. Dat hulle gehoor het dat u, Here, tussen die volk is, en dat u, Here, duidelik sigbaar onder hulle verskyn, en dat die wolk bokant hulle hang, en dat daar 'n wolkkolom gedurende die dag en 'n vuurkolom gedurende die nag voor hulle uitbeweeg. Hierdie nasies wat van alles omtrent u gehoor het, sal wanneer u hierdie volk doodmaak, dan onder mekaar sê, hy het hierdie volk in die woestyn doodgemaak, omdat hy hulle nie kon inbring in die land wat hy onder eed aan hulle beloof het nie. Daarom, wys aan hulle dat u so sterk en kragtig is as wat u self gesê het, want u het gesê, die Here het baie geduld en het 'n oorvloed van liefde. Hy vergewe ongeregtigheid en oortredinge, alhoewel hy egter geen sonde ongestraf laat nie. Tot in die 3de en 4de geslag straf hy kinders vir die oortredinge van die vaders. Vergewe asseblief hierdie volk se sondes en die troue liefde, soos wat u hierdie volk vergewe het, sedert hulle uit Egipte uitgetrek het. Toe antwoord die Here, ek sal hulle vergewe soos jy my gevra het. Maar tog, so seker as wat ek leef en my heerlikheid die aarde sal vul, geen een van die manne wat my heerlikheid en tekens gesien het wat ek in Egipte en hier in die woestyn gedoen het, en wat my al 10 maal getoets het en weier om na my stem te luister, sal die land wat ek met 'n eed aan hulle vaders beloof het, sien nie. Ja, elkeen wat my verag het, sal dit beslis nie sien nie. Maar Caleb, my dienaar, het egter 'n ander gesindheid gehad, en hy het volhard om my te volg. Daarom sal ek hom bring in die land wat hy verken het, en sy nageslagte sal dit besit. Kyk, die Amalekiete en Kanaaniete woon in die vlaktes. Julle moet dan môre wegtrek die woestyn in die rigting van die Rietsee. Toe het die Here vir Moses en Aaron gesê, hoe lank sal hierdie slegte vergadering aanhou kla teen my? Ek het gehoor hoe die Israeliete aanhou kla oor my. Julle moet vir hulle sê, so spreek die Here, so seker as wat ek leef, ek gaan aan julle doen presies soos wat julle voor my ore gesê het. Die volle getal van al die getelles wat 20 jaar en ouer is, ja, almal wat teen my gekla het, se lyke sal hier in die woestyn lê. Nie een van julle sal die land binnegaan wat ek met handopheffing beloof het om julle daar te laat woon nie. Slegs Caleb, die seun van Jefune, en Joshua, die seun van Nun, sal dit binnegaan. Maar julle kinders, waarvan daar gesê is, hulle gaan gevangenes word, vir hulle sal ek die land inbring en dit leer ken, die land wat deur julle verwerp is. En julle lyke sal in die woestyn lê. Vir 40 jaar sal julle kinders in hierdie woestyn moet rondtrek soos veewagters.
As gevolg van julle ontrouheid sal hulle die prys moet betaal totdat al julle lyke in die woestyn ontbind het. Vir 40 jaar, 'n jaar vir elke dag, volgens die aantal dae wat die land deur julle verken is, sal julle jul skuld moet dra en voel hoe dit is as ek teen julle staan. Ek, die Here, het dit gesê. En dit is presies wat ek met hierdie slegte vergadering gaan doen wat teen my gerebelleer het. Hier in hierdie woestyn sal elkeen van hulle sterf. En die manne wat deur Moses gestuur is om die land te verken en wat al die slegte stories by die vergadering aangedraai het, sodat die hele vergadering teen die Here gekla het, al daardie manne wat slegte stories oor die land versprei het, is in die teenwoordigheid van die Here dood aan 'n plaag. Maar Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, wat saam met hulle die land verken het nie gesterf nie. En die Israeliete het baie gehuil toe hulle Moses die woorde hoor sê. En vroeg die volgende oggend het hulle na die top van die berg opgeklim, en hulle het gesê, ons is hier. Kyk, ons het gesondig, maar nou sal ons trek na die plek waarvan die Here met ons gepraat het. Moses het egter vir hulle gesê, hoekom is julle ongehoorsaam aan die bevel van die Here? Julle sal nie suksesvol wees nie. Omdat die Here nie by julle is nie, moet julle nie optrek nie. As julle dit doen, gaan julle vyande die oorhand oor julle kry. Kyk, julle gaan te staan kom teen die Amalekiete en Kanaaniete, en julle gaan deur die swaard sterf, omdat julle die rug gedraai het op die Here. Hy is nie by julle nie. Tog was hulle verwant genoeg om teen die berg uit te klim. Moses en die verbondsark van die Here het egter nie uit die kamp gegaan nie. Toe die Amalekiete en Kanaaniete wat daar in die bergwêreld gewoon het, afgekom en die volk verslaan. Hulle het die volk tot by Gorma uitmekaar gejaag.